Was hy, en dis vir Millie FM 'n groot voorreg om vanoggend vir Rigan hier by ons te verwelkom. Rigan, môre en welkom by Millie FM. Lekker om saam met julle te kan kuier, Shaal. Was hy. Rigan, kom ons begin gou 'n bietjie voor. Waar is jy gebore, waar het jy groot geword, waar het jy skool gegaan? Ek is gebore wel nie in Vredefort nie, maar kom ons sê ek kom van Vredefort af. My ouers boer daar vir my hele lewe lank. Laerskool was ek op Vredefort se laerskool gewees, hoërskool Potchefstroom en op universiteit was ek by Noordwes by die Pikke. En ja, dit is die geskoolde deel daarvan. Daar sê. Nadat het ek in musiekproduksie ingegaan, so bietjie in Potch gewerk vir 'n stadium, in Pretoria op 'n stadium vir Afrikaans is groot gewerk, in video betrokke geraak, en toe het ek besluit, okay, ek gaan weer terug plaas toe en ek gaan nou begin. En watter jaar was dit wat jy nou by die boerdery uitgekom het? Yes, Sean, ek dink dit was 2018, 2017, 2018, ergens daar rond. Ja, ek dink dit was laat 2017 gewees. Dit is moeilik om te sê. Ja. Maar dit was daar rond gewees. Great. Alright, kom ons doen gou 'n paar vinnige vrae. Jy sê net wat die ene pas die beste by jou. Okay. Online shopping of winkel toe? Online. Okay, reën of sonskyn daar? Dis 'n moeilike een. Ek sal altyd vat op sy tyd. Veral vir 'n boer, jy wil al twee. Reën, ons soek reën. Ja, ons soek as jy nou vir 'n boer vra in die Vrystaat, kom ons kies reën. Ja, sê. Roadtrip of vlieg? Roadtrip. Bel of WhatsApp? Bel, definitief. As jy nou alleen by die huis is en net rustig is, musiek of stilte? Dis ook 'n moeilike een. Kom ek sê stilte, musiek sal ek vat as ek ry. So daar's ons genoeg tyd vir hom, maar daar's baie musiek ook betrokke natuurlik. Okay, kos maak of wegneem etes? Kos maak self, ja. Introvert, extrovert? Ek weet ek is in die middel van die twee. Kom ons sê 1% of 2 na ekstrovert se kant toe, so maar baie naby in die middel. Uitgaan of tuis bly? Tuis bly? Nutella of frontboontjie botter? Nutella, definitief. Braai of potjie? Braai. Laaste ene, pineappel op 'n pizza, ja of nee? Ja, hy het sy plek definitief. Weet jy wat, almal wat sê nee vir daai en 'n jok eintlik, kan ek nou vir jou sê. Suid-Afrikaners like a Hawaiian, hoor. Hulle jok net as hulle sê hulle doen nie. Ja. Rigan, so gepraat van ry in die musiek, waarna luister jy as jy so op pad is in jou motor? Yes. Ek luister na 'n klomp goeters. Iets wat jy altyd op my playlist gaan kry is 'n band, hulle naam is Lord Huron. Dis ek dink hulle is van Amerika af. Maar dit is vir my met mooi landskappe en so aan luister ek altyd na hulle musiek. Dit is nie vir almal nie. Dis baie rustig. Een van hulle liedjies het Kwai gefeature en daar was 'n program gewees 13 Reasons Why. So mense sal een van hulle liedjies definitief, hulle het biljoene streams kry uit daai show uit. Maar ja, ek luister na hulle. Ek hou daarvan van 'n bietjie, jy weet, country wat deur 'n producer gedoen is soos Avicii. Iets waarna ek nou baie luister is die liedjie se naam is I'm Not At This Party. Saam met een van daai DJ ouens. Ek weet nie julle saam teen nie op julle speelhuis ook hè. Maar ja, ek luister nogal na country wat so 'n bietjie upbeat het. Maar ja, dis omtrent dit. So min of meer iets van alles. Ek het nogal 'n saak sê, nie iets van alles nie, maar goed wat jou laat goed voel terwyl jy ry. Roadtrip liedjies. Ja, sê. Enigiets wat vir lekker werk op 'n roadtrip. Rigan, wat maak jou baie kwaad? Wat het ek nou nog gesê? Dis moeilik om ek voel nou super gelukkig. So gewoonlik is dit net as mens daaraan dink. 'n Karwag wat nie regtig 'n karwag is nie. Mense sal weet. Ja. Ek hoef nie veel uit te brei daaroor. Jy weet of ek praat. Hy is nie regtig 'n karwag nie, maar hy's daar. Ja, so
kom ons los dit. Kom ons Nee, los kos dit. los hom net daarso. Jy het nou net so vinnig daaroor gepraat, maar min of meer wanneer het jy besef dat jy 'n loopbaan uit sang en musiek wil maak? Hoorie, dis baie daar vir my nogal, weet ek nog steeds nie of kan ek 'n loopbaan uit sang of musiek maak nie, maar ek het net na toe ek nog op universiteit was, het 'n pel van my 'n studio gehad in Potch en ek het so 'n bietjie vir hom begin werk doen en daarso het ek besef dit is absoluut een van die grootste passies wat ek al ooit in my lewe gehad het. Ek het daar begin deur hom te help met 'n paar goed en ek het nog nooit opgehou daarmee nie. Musiekproduksie, liedjies skryf, al daai tipe van goeders het ek 'n voorsmaakie van gekry en toe natuurlik vir Afrikaans is groot begin werk. Dis nou 2016 daar rond. En baie te doen gekry met mense, nie regtig liedjies geskryf in daai tyd nie. So dit was daar rond waar die gogga my gebyt het, jy weet, om te begin, want musiekproduksie vir enige musikant sal weet, dis lekker as jy weet die canvas is voor jou oop en nou kan jy iets maak. Dis ongelooflik nice as jy eers die tools verstaan. So dit was omtrent daai tyd. Sê vir my, het jy enige definitiewe musiekopleiding gehad? Nee, nie formeel nie. Ek het klavier en so gehad op laerskool. Maar verder as dit nie enige ek het nie musiek op hoërskool as 'n vak of enigiets gevat nie. Okay, speel jy musiekinstrumente? Ek kan so klein bietjie gitaar speel. Ek kan daar's 'n paar instrumente wat ek 'n klank uit kan maak en as jy 'n geweer teen my kop sit, sal ek vir jou ietsie kan speel by 'n liedjie. Maar ek is nie goed met enigiets van hulle. So ek kan so 'n bietjie akoestiese gitaar speel. Ek kan so 'n bietjie banjo, bietjie mandolien, ukulele. So enige meeste snare instrumente kan ek myself help op. Maar jy gaan my definitief nie boek as 'n session hou. Nee, okay. Sê gou vir my so 'n bietjie net in kort. Dit is seker nogal 'n redelike groot storie om by Afrikaans is groot betrokke te wees om daai groot produksie van die grond af te kry en te reël en te administreer en alles. Dit vat 'n sekere redelike span mense om so iets te doen. Dit is baie impressive. Dit is 'n ongelooflike groot span om dit te doen. Ek was baie dankbaar om te kon deel wees daarvan. Alhoewel ek het net 'n admin rol gehad. Ek was een van daai ouens wat regtig, jy weet, die goeders maak gebeur. Ek was eintlik net sy assistent geweest. Maar om dit te sien is amazing, om agter die skerms te werk op so iets. Soos Afrikaans is groot was amazing. Ek was nog nooit op die Afrikaans is groot stage self geweest nie, maar ook voordat ons as Reën destyds op Krone was. Dit was ook 'n belewenis geweest om op die Krone verhoog te kon wees. Die 2 Krones wat was voor dit was nou voor COVID, was ek eintlik 'n kameraman geweest op. So dit is nogal snaaks. Daar's ook mense ook die geleentheid gehad om agter die skerms te werk en dan nou op die verhoog te wees 'n paar jaar daarna. Ek dink dit gee vir mense 'n bietjie van 'n ander perspektief, as jy ook so 'n bietjie agter die skerms gewerk het, die ondankbare werke ook gedoen het. Yes. Ja, so maar baie nice. Dis ongelooflik om dit te sien by mekaar kom. Nou, die liedjie wat jy vir Reën geskryf het, was dit die eerste liedjie wat jou half so, soos mense sê, nou half op die map gesit het? Ja, definitief. Ek dink ek as 'n skrywer het eers begin werk doen vir ander mense dit was Vrystaat Vlaktes en toe Skobbejak. Was die 2 grootes gewees en na daai twee het ek vir meer ander kunstenaars begin skryf. Ek dink ek het ook toe meer ander bekende kunstenaars ontmoet. En wat nice is onder die kunstenaars, daar's ook so 'n tipe van 'n gemeenskap waar mense wil weet, hoorie, wie daai liedjie geskryf en so aan. Vir ons is dit nog, as iemand 'n nuwe liedjie uitbring, gaan kyk jy dadelik wie het hom geskryf en wie was die vervaardiger geweest. Ja. Dis nogal iets wat nie baie mense doen, maar die inligting is altyd daar op Apple Music en op Spotify. So die mense ook gaan kyk wie was dit en so het ek 'n geleentheid gekry om bietjie vir groter kunstenaars te begin skryf en so aan. Ek verstaan met van die kunstenaars wat ek in elk geval al onderhoude gedoen het,
dat jy redelik gereeld dink ek daar op die plaas skryfskole en so aan vir liedjieskrywers aanbied. Wel, 'n skryfskool is baie sterk. Dit is baie sterk. Dit laat dit klink asof ek iets weet. Asof jy 'n goeie onderwyser is. So ons skryf 'n liedjie vir 'n kindsarus. Basies, hulle kom kuier by my en ons doel is om vir hulle 'n sang te skryf op die einde van die dag. Ons probeer dit en ek het ook nou onlangs baie meer saam met Universal begin werk met hulle kunstenaars. Ja. So ons het 'n paar liedjies nou in die afgelope tyd saam met hulle gedoen. Dit was snaaks geweest want my liedjie het Vrydag uitgekom, my nuwe enkelsnit en Lia het ook 'n nuwe een uitgebring wat ek saam met haar die liedjie geskryf het ook. So dis eintlik nogal baie cool. Dis so ek dink nou die dag daaraan dis 'n weird gevoel, veral omdat dit iemand van daai kaliber is. Ja. Vir wie jy kan skryf, so dit is lekker, maar dit is veral lekker om sulke skryfsessies op die plaas te doen. Dit voel vir my die kreatiwiteit bly daar. Ja. Op die plaas. Ja. En ek het toevallig laasweek met Lea onderhoud gehad en sy het gesê dat jy gehelp skryf het aan daar nuwe ene so yes, en ek weet soos ek sê uit van die ander kunstenaars wat met wie ek gesels het 'n paar gesê dat jy gehelp het. Waar kom jou inspirasie vandaan? Is dit iets spesifieks of is dit maar dit wat op die oomblik gebeur? Dit is meeste van die tyd wat op die oomblik gebeur, en waaroor ons praat en die mindspace waarin die kunstenaar is saam met wie ek skryf. So as dit iemand soos Lia was, het sy gekom met 'n idee wat redelik goed gevorm was. Klaar, ek het 'n stukkie musiek geskryf en gesê, hoorie julle, hierso is die musiekgedeelte daarvan, dis wat ek hoor. En sy het 'n idee gehad dat sy wil hê dit 'n groot gedeelte gaan oor haar en haar man. Oor die verhouding waarin sy is. En ja, dit het daarso begin en ons het net gegaan met dit. Vir elke ou, jy weet, gaan dit in 'n ander mind space wees. Ja. Ek dink ek probeer veral nou, vandat ek saam met hierdie kunstenaars begin werk het, probeer ek my bes om seker te maak dat ons die liedjies skryf wat daai ou wil hê en nie die een wat ek dink gaan nice wees nie. Ja. Want ek dink dis nogal belangrik. Dat jy net jou, hoe kan jy sê, jou potlood aanhou skerp maak die hele tyd en jy gaan dit nie doen as jy heeltyd jou idees gee nie. So dit is baie keer is 'n ding wat jy moet oorlaat, maar wat nou elke keer gebeur het sover is daar kom iets by en jy leer ook iets nuuts en dan voel dit asof jy jou ability ook so klein bietjie beter maak elke tyd. So of elke keer wat jy skryf saam met iemand. So ek probeer regtig volg wat hulle sê, bring 'n idee en dan help ek net om dit te structure om daarop te bou. Great. Sê vir my, ek kan nou vir die oomblik nie onthou nie, die eerste reën, wie het saam met jou gesing? Dit was Renay de Klerk het saam met my gesing. Ja, toe reën begin het was dit ek en sy gewees. Daar sê. Alright, sê vir my en kom ons praat gou 'n bietjie oor jou nuutste ene wat laas Vrydag bekend gestel is. Wat was die inspirasie agter hom gewees? So die inspirasie agter my nuwe liedjie was ek en my verloofde se verhouding en net die link daarmee. Ek is self 'n boer, 'n voltydse boer ook. Party mense dink ek het lankal boerdery en ek gelos en net begin musiek maak wat glad nie so is nie. Ek is meeste van die tyd is ek nog op die plaas voltyds en ons as boere is 100% gebonde aan die reën. Jou oes, daar's soveel veranderlikes, maar die reën is 'n groot een daarvan. As dit nie reën nie, dan gaan jy nie 'n oes hê nie. En dan gaan jy en jy wil graag sorg vir die persoon saam met wie jy gaan wees. So toe was ons nou nog net in 'n verhouding gewees en eerds het mens maar daai gesprek van waarheen gaan hierdie en ek dink 'n dame wil graag daai gemoedsrus hê vir die toekoms dat hierdie ding gaan daarom in 'n goeie rigting in, nê? As hulle soveel van hulle self gaan invest in die verhouding. Ja. En my ding was om vir haar te probeer gerus stel sonder om te veel weg te gee, want as jy verloof raak op die einde van die dag wil jy hê dit moet 'n verrassing wees. Yes. En om vir haar basies te sê,
die reën is nog net 'n bietjie laat, maar hy is op pad. Ons glo die reën gaan kom en dan gaan jy by my kom bly. En dis waaroor die liedjie gaan, is die storie basies, want sy bly ver van my af, maar ons praat elke liewe aand met mekaar. En baie keer praat ons oor die toekoms en wat ons gaan doen. Hoe kan ons hierdie situasie verander? Dis nou 'n bietjie moeilik finansiëel. Maar wat gaan ons doen in die toekoms? So dit is waaroor die liedjie gaan. Want sy het eendag my gesê, hoorie maar, mense kan ook maar saam sukkel, né? Ek dink die man voel baie keer die verantwoordelikheid is net op ons. Ja. En ons moet kan sorg. En dis baie moeilik in vandag se tyd. Veral in musiek, in boerdery, in enigiets. En toe sê sy vir my, maar dis mos okay. Ons kan saam aan die ding bou. Ja, saam in die toekoms bou. Mense kan saam in die toekoms bou en dit is waar die dinge kom. En sy sal meer as gelukkig wees as ek vir haar bindraad drink gee. Sy wil net saam wees. En dit was nog heeltyd vir my, hoorie, maar dit gaan my pla as dit so is. Ja. En ons is toe verloof in November. Het ons toe verloof geraak. So nou ek sê dis nie asof die reën gekom het al nie. Hy moet tog nog steeds kom. Ons is daarom nou al verloof. Daar sê jy moet die reën moet nou kom dat jy kan beplan vir die troue, nê. Ja, die reën moet kom, die ring, vir alles moet nou betaal word. Ja, nee, ek maak net. Dis genade om iemand te hê. Saam met wie jy die res van jou lewe wil deel. Ek dink dit is die belangrikste punt om op te begin. Nee, verseker. Rigan, sê vir my, is daar enige ander musiek waarna ons kan uitkyk later in die jaar? Enige ander collabs dalk? Enige verrassings wat daar kom? Yes, ek hoop daar's 'n paar collabs beplan. Okay. Maar nog niks is vas nie, so wat ek sê, ek is by Universal, so daar's 'n paar van daai kunstenaars. Ek kan vir jou sê, wat sal ek like? Ek sal like om 'n collab met Lia te doen, dit sal nice wees. Verseker. Met daar's 'n klomp van hulle kunstenaars, daar's Ignis, Ivan Rood natuurlik, Fran Prince, net om 'n paar net te noem. Yes. Ek sal dit love om met almal van hulle te collab, maar daar kom definitief 'n paar liedjies uit nog hierdie jaar. Ons gaan probeer om hulle so vinnig as moontlik by hulle uit te kry en ek wil nie te veel weggee nie, maar een gaan miskien moet ek niks, kom ons sê niks nie, dan hou ons die luisteraars nuuskierig. Ons hou hulle nuuskierig, maar op 'n paar van hulle gaan 'n lekker plaasdans tipe van liedjie wees op hierdie selfde styl waarmee ons nou besig is. So dis lekker musiek, dis opwindende goeters en dis baie dit gaan alles op die plaas tema, want dit is wat ek leef. Nou ja. So mense kan uitsien daarna en hopelik. Ek dink as almal genoeg vra, sal daai collabs gebeur. Daar sê. Die gaan sê gou vir my net jou musiek is beskikbaar op al die platforms. Dis op alle sosiale media, wel stromingsplatforms op social media kan hulle die inligting kry. As enigiemand wil boek vir 'n show, al die details. Tanya is die vrou wat die bookings doen en sy is almal baie goed gesit. As jy al gaan bel, gaan sy vir jou 'n amazing deal gee. So mense kan al gerus kontak en mense spel my naam, want ek weet mense luister nou net, is RICHANN. Dis 'n moeilike naam. As jy na hom kyk, dan maak dit vir jou sin, maar as jy nou nie hom voor jou sien nie, hulle kan my gaan opsoek op sosiale media, al die inligting wat hulle nodig het, is daar, en as dit nie daar is nie, stuur net vir ons 'n boodskap, en dan sal ons vir hulle reply daarop. Daar sê. Rigan, baie dankie, ons kyk met verwagting uit na nuwe musieke wat gaan uitkom in die toekoms, en baie dankie dat jy vanoggend vir ons tyd gemaak het. Baie dankie vir julle, Charles, lekker weer om te gesels, dankie.